Welkom terug. Ons kuier nou saam met Dr. Helene Bierman en ons gesels oor niersiektes en die behandeling daarvan. Goeiemôre dokter. Goeiemôre. Dit is so lekker om jou te hê en ek wil begin want dit is natuurlik deel van die AMKD bewusmaking se dag kuier jy hier. In eenvoudige terme, wat is APOL1 of APOL1 gemedieerde niersiekte? Jennifer, APOL1 gemedieerde niersiekte is 'n genetiese mutasie wat voorkom in mense van Afrika afkoms. Dit het die APOL1 geen kodeer vir 'n spesifieke proteïen wat 'n deel vorm van ons immuunstelsel. En eeue gelede met die evolusionêre proses het daar mutasies plaasgevind in hierdie geen, en spesifiek die G1 en G2 mutasie wat dan mense in Midde- en Wes-Afrika beskerm het teen Afrika slaapsiekte, wat 'n siekte is wat veroorsaak word deur trypanosomiase. Nou hierdie mutasie het hulle dan beskerm en hulle dan nie die siekte gekry nie. Maar soos wat hierdie mense gemigreer het en soos wat hulle meer blootgestel geword het aan moderne risikofaktore, het hierdie mutasie ook ander nagevolge wat dan onder andere hierdie spesifieke niersiekte is. So hulle het weerstand opgebou teen 'n ander tipe siekte wat jy sê 'n slaapsiekte is. Yes, en of wat 'n slaapsiekte genoem word en sodoende toe kry hulle hierdie tipe nierdisfunksie as gevolg Dit maak daarvan. hulle vatbaar vir hierdie nierdisfunksie. So as jy hierdie mense vat en jy sit hulle 300, 400 of 1000 jaar terug in die geskiedenis na waar hulle ontstaan het, was hulle okay geweest. Ja. Maar soos wat ons hulle in die moderne samelewing inbring en ons stel hulle bloot aan die stressore van die moderne dieet, die moderne leefstyl en veral HIV, dan lei dit tot inflammasie, baie meer inflammasie in die liggaam, en dit is 'n trigger vir hierdie spesifieke niersiekte wat dan plaasvind. So dis amper soos die Engelse sê interplay, is the perfect storm tussen 'n genetiese mutasie wat okay was onder daai omstandighede, maar nou in die moderne leefstyl lei dit tot hierdie niersiekte. Is daar enige vroeë tekens of waarskuwings as ons weet nou, jy weet van AMKD wat kan wees? Die probleem met meeste niersiektes is dat dit kan baie skelm voorkom. En wanneer hierdie siekte posvat, is dit nogal baie vinnig verlopend. Maar daar's dinge in die geskiedenis van 'n pasiënt en dan ook spesifieke siftingstoetse wat baie help om hierdie pasiënte vroeg te identifiseer. So wanneer 'n pasiënt byvoorbeeld 'n geskiedenis het van 'n familielid wat op 'n vroeë ouderdom byvoorbeeld erge hoë bloeddruk gehad het of op 'n vroeë ouderdom nierversaking gehad het, dan moet 'n mens bedag wees en dan ook sifting is ontsaglik belangrik. En ek onthou toe ek nog 'n kind was in die ou dae, het die departement se skoolsuster altyd omgekom en ons bloeddruk kom vat en ons piepie kom toets. Maar dit gebeur nie meer, die mense piepie toets nie meer ons piepie nie. Ja. So daai piepie toets is een van die belangrikste dinge om hierdie siekte vroeg te diagnoseer. Regtig. Ja. En hoe belangrik is genetiese toetse vir die diagnose van AMKD en is dit beskikbaar in Suid-Afrika? Ja, kyk, genetiese toetse is die ideaal, nie? Die toetse is beskikbaar, maar dit is nie algemeen beskikbaar in Suid-Afrika nie. Ek dink ons groot kommersiële laboratoriums kan vir jou die toetse laat doen, maar dit word nog steeds, ek dink, in die buiteland gedoen. En dit is baie duur, dis nee, baie, so baie dis duur. bietjie onprakties, veral as jy kyk na wat jy gesê Wes- en Midde-Afrika. Dit is algemeen in Wes- en Midde-Afrika en dit kom van daar af. Maar as jy kyk na die prevalensie of die voorkoms daarvan in Suid-Afrika, dan die twee mutasies wissel so bietjie. Die G1 mutasie is so hier by 12.7% en dan die G2 mutasie is hier by 14%. Maar 'n pasiënt moet op al twee gene moet hy 'n abnormale geen hê. So hy moet 'n geen van sy ma erf en hy moet 'n geen van sy pa erf. Nou kan 'n G1 G1 of 'n G1 G2 of 'n G2 G2 wees, maak nie saak nie. So die gekombineerde insidensie van mense van Afrika afkoms wat 'n kombinasie van die gene het, is omtrent in Suid-Afrika hier naby die 13%, wat baie dieselfde is as in Amerika. Dis 'n baie groot Dit is 'n groot populasie en veral as jy sê jy weet van die groot laboratoriums kan toetse doen, maar dis eintlik nie so jy weet maklik nie. Dis nie so maklik nie, nee. Hoe lyk die verloop van die siekte as jy dit nou vergelyk met ander nierversakings en goeters wat veroorsaak word deur diabetes of so? So diabetes en hipertensie se niersiektes ontwikkel oor baie jare.
Maar hierdie siekte, wanneer hy eers begin, is hy redelik vinnig verlopend en baie aggressief. Hy maak basies dat die filtrasie-eenheid binne die nier, wat ons die glomerulus noem, heeltemal kollaps. En hulle kry ontsaglik baie proteinurie, hulle urine skuim as hulle urine passeer, hulle bloeddrukke is hoog en hulle gaan vreeslik vinnig in nierversaking in. Jo. Nou watter behandelings is tans beskikbaar vir AMKD en is daar enige belovende navorsing of kliniese proewe wat aan die gang is? Tans is daar geen spesifieke behandeling hiervoor nie. Daar is definitief deesdae middels wat geregistreer is en wat in die proses is om geregistreer te word vir kroniese niersiekte, wat help met die verloop van hierdie siekte, maar wat nie spesifiek die oorsaak van die siekte behandel nie. Wat navorsing betref is daar 4 groot studies aan die gang. En een middel is klaar in fase 3 studies. Die studie is al in fase 3, wat beteken ons kyk na binne die volgende paar jaar dat die middels beskikbaar gaan wees vir die behandeling van hierdie siekte. Maar dan moet mens genetiese studies hê. Jy moet hierdie siekte vroeg kan diagnoseer. Ek dink is ontsaglik belangrik. Kry iets soos AMKD genoeg blootstelling in ons gesondheidsstelsels? Ek dink glad nie. Ek dink daar word nie eers geskreen vir niersiekte nie. Daar word nie eers, jy weet die bitter min dokters toets die urine, spesifiek die regte urinetoets en is bedag daarop. Ek dink daar's groot onkunde rakend AMKD in Suid-Afrika. So, hoe dink jy kan ons gemeenskappe van hoë risikogroepe meer bemagtig en inlig in terme van AMKD wat dalk nie eers bewus is van hierdie genetiese moontlikheid binne in hulle gemeenskap nie? Ek dink die belangrikste ding is dat sifting beskikbaar is op 'n primêre gesondheidsvlak. Dat dokters en primêre gesondheidssusters en klinieke die regte toetse tot hulle beskikking het. En dis heel eenvoudig, dis maar 'n urinemonster, vroegoggend urinemonster, en 'n bloeddruklesing en dan die pertinente geskiedenis van die pasiënt en dat pasiënte gereeld getoets word. Maar die belangrikste ding is leefstyl. En ons moderne leefstyl met hoë vet, hoë suiker, hoë gekonsentreerde koolhidrate maak dat ons 'n hoë inflammatoriese lading in ons liggaam het. Ja. En dit maak die pasiënte soveel meer vatbaar hiervoor. Sure. So ek dink leefstyl en dan gereelde screening is ontsaglik belangrik vir die pasiënte. Maar is so interessant dat jy sê leefstyl. Ons hoor so baie keer sit 'n dokter wat oor verskillende siektes kom praat oor leefstyl en tog voel dit of ons dit bietjie ignoreer steeds. Hoe kan die kykers betrokke raak of wat kan hulle doen vir hulle gesinne? Ek dink is belangrik dat kinders van kleins af geleer word van gesond eet, van kos maak as 'n gesin met rouprodukte. Laat ons minder gefortifiseerde produkte gebruik en dat ons kinders mag gereeld dokter toe vat vir daai urinetoetsie en vir 'n bloeddruktoetsie. Ek as 'n ma self het my kind gediagnoseer met hoë bloeddruk op 'n baie jong ouderdom van 12 en sy het 'n hartletsel gehad en as mens vroeër haar bloeddruk gereeld geneem het ons dit dalk vroeër opgetel. En ek meen ek's 'n dokter. So jy weet ons moet ons kinders van kleins af leer en ons moet ons kinders skreen, ons moet bloeddrukke neem, ons moet net piepie toets, ons moet net die urine toets en ons moet hulle leer om gesond te leef. Dr. Helene, baie dankie vir die bewusmaking. Ek dink ek en Suan het 'n hele klomp goeters geleer vandag. Dit was baie insiggewend, so baie dankie vir jou tyd. Dis 'n groot plesier, baie dankie. Dit is Dr. Helene Bierman wat met ons kom gesels het oor daai niersiektes en daar het jy dit, 'n lewe gesonde lewe.